Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give. And the soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath the bitter snows, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Sitting here wasted on the soft piano, trying hard to capture the moment
this morning I don't know. 'Cause a bottle of vodka was still lodged in my head with some blonde gave me nightmares. The thing that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make me when I'm dead. With an iron clenched fist, I wake up and French kiss the morning. Some marching band kept a song beat in my head while we're talking about all of the things that I long to believe about love, the truth that you bring to me, and the truth is, baby, you're all that I need. I wanna lay you down in a bed of roses for the night. I sleep on a bed of nails. Oh, I wanna be just as Moses, the Holy Ghost is, and lay you down on a bed of roses. But I'm so far away. Veel geluk met ouma. Ek is lief vir ouma baie. Praat sy, praat lief. Vir ouma toe ek ouma gesien het en kyk ek is baie lief vir ouma. Oh, dis baie mooi. En almal moet lekker vir jou. Die Here het vir die ouma spesiaal gemaak. En sy is nou 70, maar vir hulle is en dankie ouma vir al daai teetyd, al daai swentjies en drukkies en baie keer 'n bietjie geldjies. En dankie vir alles wat ouma vir ons al gedoen het. Al die goedjies wat al jy vir ons gedoen het. En ek kan nie tel hoeveel keer jy ons dinge vir ons gedoen het nie. Ek sê baie lief vir ouma en dankie vir alles. Oma, you are 70, but your soul and your heart is 25, and you look 26. I'm so thankful that you're in my life, and I feel like everyone else that has met you, you've made such a big impact in their life. And if there were a definition for an optimistic, happy person, it would be physically you. You just make everyone's lives better. I just want to say thank you for that. Thank you for holding me when I was sad and when I cried. And thank you for the late night talks in the kitchen about life. And thank you for the lovely hugs and kisses every time I see you. And all the special chocolates that you give me. the secret little money notes that you give me. En ek het ouma in ons lewens is. Ja. Ouma maak die lewe baie helder dat. Ja. Laat my ouma se lewe as. Mama, hoe begin 'n mens dankie sê vir so amazing mama? Dankie. Dankie vir al die kosbroodjies. Dankie vir die pameles met suiker en uitgesnyde skyfies op koue wintersoggende. Dankie vir die stories lees in die aande voor slaaptyd en die gebedjies daarna. Dankie vir elke verjaarsdagkoek en elke partytjie. Dankie vir snoepighede en koeldrankies wanneer ons ver ente moet ry. Dankie vir vroeë oggende opstaan op 'n naweek as ons sport het. Dankie vir elke kleremandjie vol vuilklere wat altyd leeg gemaak word. Dankie vir al die lekker fudge, brownies, muffins en sjokoladekoeke. Dankie vir melktert, malvapudding en vrugtekelkies. Dankie vir al mamma se drukkies, die beste drukkies in die wêreld. Dankie vir al mamma se gebede. Ons sou nie vandag gewees het sonder hulle nie.
amper klaar. Dankie vir die voorbeeld wat ma vir ons is elke dag. Dankie vir elke oomblik, elke traan, elke sondag, elke bemoedigheid en al die raad oor al die jare. Dankie vir die lekker pastas, pankoek en krummelpap. Dankie vir al die series vol gospelliedjies. Dankie vir al die uitstappies Tuigvallei toe. Dis tye wat ek nooit sal vergeet nie. Dankie vir wie mamma is. 'n Wonderlike mamma, die mees ondersteunendste vrou en natuurlik die beste ouma. Dankie liewe Jesus dat U haar aan ons geleen het. Seën haar elke dag wat sy ons lewens verbeter het. Seën haar vir die 70 jaar, vir die 25.550 dae wat sy ons lewens verryk het en opgehelder het. Ons is dankbaar vir elke oomblik. Liewe mamma. Ma 70 nie. Dankie vir wie ma is. Vandag wil ek ma 'n paar sinne beskryf. Ma se glimlag is aansteeklik. Ma se liefde ken geen einde nie. Ma is altyd reg om 'n grappie te maak en ma se lag laat almal lag. Ma is 'n bobaskok en maak die lekkerste kos en soetighede. Ek weet ma hou nie daarvan nie, maar ma maak die lekkerste kos. Daar is niemand wat so lekker drukkies kan gee soos ma nie. Ma is 'n ware prayer warrior en so 'n goeie voorbeeld van 'n Spreuke 31 vrou. Ek weet ma het al baie battles gefight in daai klein kamertjie van ma en dit is hoekom ek ook vandag hier kan wees as gevolg daarvan. Ma besit al die vrugtes van die gees en weerspieël dit daagliks. Ma het 'n hart wat altyd net gee, met 'n oop hart aan die kinders en die kleinkinders. Ma is altyd daar om saam te gesels, raad te gee en te bid oor 'n saak. Daar is net soveel meer as wat ek kan sê, maar ek wil afsluit met, ma is nie net my ma nie. Ma, my vriendin, die beste tyd saam met ma. En elke dag dankbaar aan papa vader dat ek die voorreg kan hê om een van ma se dogters te kan wees. My liefde vir ma ken geen einde nie. Fantasties, dankie Christus. Tweede jaar op Koffsies het ons mekaar ontmoet, ek het door uit Pietermaritzburg se omgewing gekom en sy heeltemal die teenoorgestelde kant van Appington se kant af en daar het ons mekaar by 'n kamp vroeg in die jaar ontmoet en van daar af was ons boesemvriende gewees en deel van 'n groep met 5 meisies en 4 ouetjies wat elke naweek saam was. Ek het nie 'n dag uitgegaan met haar op Koffsies nie. Ons het in die bondel gevry daar op Koffsies. Dis niks. En ons het letterlik net een dag op Koffsies saam gegaan en dit is die dag toe sy vir my gevra het of sy op my fiets mag ry. Ek het 'n reisiesfiets gehad waarmee ek van Bloemfontein Kaapstad toe gery het vir die sendingvereniging oor 8 dae. 1054 kilometer in 8 dae se tyd het ons gery met die fietsie en ons het geld ingesamel om 'n Toyota Land Cruiser te koop vir die sendingvereniging. En sy wou graag op hierdie fiets ry. Dit was in ons eindeksamen gewees in my 3de jaar en ons het 'n lekker dag saam gehad, net ons tweetjies. Maar dit was eers die volgende 2 jaar later wat sy my gevra het, ek was op Stellenbosch geswat en sy was al begin skool gee op Kirkwood, daar in die Ooskaap en sy het vir my 'n telegram gestuur. Ja, ons het daai tyd nog telegramme gestuur want ons nog nie selfoon gehad en sy het my 'n telegram gestuur en vir my gevra of ek haar motorbestuurder sal wees wat haar motortjie sal bestuur na 'n troue toe van 'n vriendin van haar wat op Rosseville getroud is en dan saam met haar Appington toe ry want haar maat vir haar verbied om alleen te ry. En en ek het natuurlik dit aanvaar. Dit is net 'n verskoning. Dit was net 'n verskoning om by haar te wees. En daar in daai motorkarretjie van Rosseville na Appington toe het sy my verlei en en ek was totaal verlief op haar toe ek in Appington aankom en ook sommer daar met haar ma begin praat dat ons tweetjies gaan trou
en of ek kan haar verloof kan raak. En ons het daai September maand verloof geraak van myselfe jaar, en die volgende jaar, 2 April 1977, in my tweede laaste jaar, is ons getroud. My vrou het skool gegee en sy het vir ons gesorg. En ja, vir 'n jaar en 'n half het dit baie goed met my gegaan en my vrou het vir my gesorg. Ja, en ons is nie gee eerder vir mense blomme terwyl hulle nog hier op aarde is. En tussen ons is eerder as daai dag wanneer hulle doodgaan wanneer ons blomme op hulle graf neers. Nou ja, daarom wil ek vir jou vandag hê dan. En daarom het ek ook hierdie brosjurietjie geskryf vir haar en vir haar gegee met haar verjaardag. Waarmee ek jou en jou merkwaardige kwaliteite as mens besing. En ek gaan dit besing in die woorde van Spreuke 31 en nog 'n paar ander woorde uit Hooglied uit. Maar ek sal nou maar sekere goed sensor want die staan hier's kinders vandag want ek kan nou nie maar sing nie. Ja, julle ken almal vir my liefste vrou, maar kom ek sê gou 'n paar goedjies wat julle nou nie oor haar weet nie. Die dag toe sy gebore is, 21 September 1953, was haar ma 42 en haar pa 52. Sy was die heel laaste kind van eintlik 6 kinders. Ja, 6 kinders. 6 kinders, waarvan op daai stadium net 5 gelewe het. Sy was die 5de ene. Baie laat lammetjie. Ek spot altyd, ek sê die weerlig het agter die bosse uitgeslaap. Spesiaal vir my. Want sy's 8 jaar jonger gewees as haar volgende sussie. Wat net voor haar is. En ja, sy's gebore op Kanoneiland, nie in die hospitaal nie, want hulle het nie hospitaal toe gegaan destyds nie, hulle het 'n vroedvrou gehad. En sy's gevang deur 'n vroedvrou. Dit was 'n suster wat by jou huis kom, wanneer iemand gebore word, en dan het die vroedvrou bygestaan en kyk dat die geboorte goed afloop, en sy is deur 'n vroedvrou gevang, toe sy gebore is. Op Kanoneiland is 'n baie oulike eiland, baie interessant, 25 km buitekant Appington. Dis een van die gebiede wat in ons land, wat spesiaal vir arm blankes geskep is, veral die arm boere. Want die mense was verskriklik arm in daai tyd. Dis 'n baie moeilike tyd in ons land. Die eiland is in 1928 vir die eerste keer deur die boere beset. En haar pa was een van die eerste boere wat op hierdie eiland grond gekry het. En vandag is hierdie eiland en sy boere van die mees welgestelde boere in ons land. Want dit was 'n baie besondere kaliber mense wat toegelaat is om grond te kry op daai eiland. Dit was baie hardwerkende Thai boere en hulle het regtig alles uitgehaal en 'n groot sukses gemaak van dit wat op die eiland is. Daarom, julle moet regtig gaan kyk as julle nog nooit daar was nie, gaan kyk 'n bietjie hoe lyk die eiland. Fantasties. Hulle het grond gehad op die eiland en toe haar pa dood is, sy was in staat 8, het haar ma nog so rukkie geboer op die plaas en op die grond, en toe Pieter Karstens, wat julle almal baie goed ken, die naam van, ja, die groot boere, dit was sy eerste grond wat hy gekoop het, want hy was hulle buurman, en hy het altyd op hulle stoep geslaap, en Christel en Pieter het mekaar baie goed geken, maar Pieter het haar baie geïrriteer. Ag nee. Pieter en Netakie het mekaar baie goed geken, maar Pieter het vir Hetta baie geïrriteer. Ek sal nou nie alles vertel wat sy aan hom gedoen het. Ja, en ek gaan nou maar 'n klompie goedjies skiep. Sy was op 'n middelbare skool in Kanoneiland gewees. Ek sal nie probeer verduidelik wat 'n middelbare skool is nie. Tot in staat 8, toe sy kei moes toe, en daar het sy laaste 2 jaar weer gegaan. Een baie belangrike dingetjie wat vir almal vir julle belangrik sal wees is, julle kla oor weerkrag. My vrou het nooit 'n elektriese lig gehad tot in haar eerste jaar, totdat sy universiteit toe gegaan het. Sy het by 'n lamp geswat. Haar hele skoolloopbaan tot matriek. Het sy by hierdie lampie gesit en swat. En ja, die wonderlikste ding wat met haar gebeur het, terwyl hulle daar was,
daar in die Eilande omgewing, toe was hulle nou ook op 'n gedeelte met die naam Klippen, was die dag toe Kobus vir hulle 'n gasgeyser gekoop het. Was dit op kanaal? Ja. Gasgeyser gekoop het en sy sê hoe wonderlik die dag was toe sy die kraan oopdraai en die vlammetjie in die gasgeyser gaan aan en die water wat uit die kraan uitkom is warm. En jy hoef nie die water te kook nie. Dit was vir haar een van die wonderlikste dinge wat gebeur het met haar. Sy koop materiaal en geniet dit om haar eie klere te maak. Sy is soos ons handelsvennote en bring kos van ver af. Sy staan vroegdag op en maak kos vir haar huisgesin en dit terwyl haar lekker eerder net is om te bak en te brou aan 'n tert of 2. Sy werk so verantwoordelik en spaarsaam met die geld in ons huis. Daar's nie 'n lei haar op haar kop nie en haar hande staan vir niks verkeerd nie. Boonop is sy geleerd en belese en sy red met haar redaksionele werk baie skrywers van verleentheid van spel en taalfoute. Sy het 'n oop hand vir armes en vrygewig teenoor die behoeftiges. Daarom besing ek baie graag haar saam met die hoogliedskrywer soos volg. En ek soos wat ek sê, ek gaan nou maar 'n paar gedeeltes 'n bietjie sensor. Soen my weer en weer. Jou liefkosinge is beter as wyn. Jou parfuum ruik so lekker, jou naam is suiwer parfuum. Jy's so mooi my liefling. Jy's so mooi. Jou oë is vir my so mooi. My duifie in 'n klip skeer. En die skuilplek teen die kraans. Wys my jou gesig. Laat hoor my jou stem. Jou stem is streelend, jou gesig lieflik. Jou lippe is soos skarlagenrooi lint. Jou mond bekoor my. En die res sal ek net maar sensor. Alles aan jou is vir my so mooi, my liefling. Aan jou is niks verkeerd nie. Jou hart het my gesteel. Jy het my hart gesteel, my beminde bruid. Jy het my hart gesteel met een kyk van jou oë, met een skakel in die ketting van jou hals. Ek hou van jou liefkosings, my beminde bruid. Jou liefkosings is beter as wyn. Jou parfuum ruik lekkerder as die lekker ryk krye. Jou lippe proe soos heuningstroop, my bruid. Jou tong soos heuning en melkskommel. Jy het nie geweet hoe Salomo het van melkskommel gepraat nie. En jou klere ruik na die sagte geure van jou parfuum. Goed, die res sal ek maar weer 'n bietjie sensor. Lekker verjaar my geliefde. Op 21 September 2023, my merkwaardige vrou Hetta, verjaar vandag. En ek wil net vir haar sê, baie geluk my liefste. Assie.